sê altyd, Pastor Gelwel, hoekom skree jy so vra vir en ons kom al van eergister af al saam, van Witpoortjie. Baie jare terug, toe kom 'n ou pastoor en sê vir my, jy sal moet kalm, maar toe is ek nog jonk. Hy sê, as jy so kyk, dan jou hart gaan staan, hoor. Sê ek, oom, ek het die hart, ek het 'n generator. Elke keer as hy trip, reset hy homself. Prys die Here. So, ons gaan nou nie vanmôre kyk wanneer. Luister, as hierdie ligte dood gaan, sit ek hierdie ding neer, hoor. Ek skree, ek kan hard skree, jy gaan my hoor. Verstaan jy? So, ek wil net vir jou sê dat ons gaan die Here prys, Pastor Joggie, en ons gaan sy naam groot maak, en dis my lekker om hier te wees, hoor. Ek ry vanmôre hier verby, en waar is hy suster wat so agter ons aangehardloop het, waar is hy so sy keer, sy waai met die hande, sy dog ek verdwaal. Ryk nou hier verby, lekker, ek wil gaan kyk hoe lyk hy by die straat op. Staan aan nie maar oor die pad. Prys die Here, toe maak ek maar 'n U-turn voordat daar bloeddruk val. Prys die Here. Amen, is jy bly om te wees? Amen. Sê vir die ou langs jou, verwag 'n wonderwerk. Verwag 'n wonderwerk, hey. Ek sê die goed nie ligtelik nie, hoor. Ek sê hierdie goed nie, maar net sommer omdat ek dit my preek, die caps van my preek wil volmaak nie. Ek sê dit vandag, dat as jy gekom het, met 'n verwagting, en jy weet, if God said it, I believe it, and that settles it. Amen. Kyk, die wêreld kan uit mekaar uitval, en Suid-Afrika kan uit mekaar, hulle val uit mekaar uit nie, dit val 'n plek. Pastor Joggie, dit val uit mekaar uit nie, dit val 'n plek. Ek weet nie of julle dit glo in Pretoria nie, maar hef julle hoofde op, Jesus is op pad. Hy is op pad, amen. Maar voordat hy kom, gaan die Here vir jou iets doen, so bonatuurlik, it's gonna blow your mind. Is jy reg vir dit? Amen. Prys die Here. Baie dankie, vat jou Bybel, maak hom op by Psalm 23. Nou ek is seker een van die domste pastore wat Pastor Joggie in 'n lang tyd genooi het, want ek moet nog my preke by die Here kry. Daar gaan dit dan nou snap. Baie preke trek hulle deesdae van die internet af en Google 'n preek. En dan sit die in the pews, sit hulle so vas in die slaap. Hulle weet nie eens is 'n internetpreek nie, maar ouens soos ek en weet Pastor Joggie en daar so 'n paar van ons moet nou nog bietjie bid en vas en die Here mooi vra om met ons te praat, want ek wil nooit eendag voor die Here staan en die Here sê, jy het gesê, ek het gesê. En ek het dit nooit gesê nie. So ek beloof nou vir julle, van verlede jaar, Pastor Joggie al die jare, ek hou van vasting, jy weet julle vas ook, maar van verlede jaar af, by een van ons dienste, en ek sê dit baie keer op by streams en goeders, dat Pastor Willie Olwagen by ons gepreek, by die konferensie, en was jy laas jaar nie daar nie? Ja, nee, gaan nie weer so maak nie, nee? Pastor Willie Olwagen preek, en hy sê, hy preek oor, hierdie geslag sal nie uitgaan, sonder vasting en gebed nie. En weet jy wat sê? Hy sê, hou op vas vir karre en vir huise en vir goeders. Begin het te vas, dat God jou sal reinig en dat jy 'n heiligmaking en toe daai diens verby is, toe kom al ons pastore by mekaar, daar was altyd so bid, en my skoonseun, Pastor Renier, sê daar 'n ding, hy sê die Here het op sy hart iets geleer. Kyk, as my skoonseun is 'n groot ouer, en as hy wange eers 'n hoendervleis kry, dan moet jy weet die Here is nou op hierdie man, hoor. En hy sê, ek wil net vir julle sê, dat so 3 weke voor die konferensie, toe stuur my skoonpa 'n boodskap vir al die pastore, heel nogal regheid, ek sê, luister, julle gaan nie baie kanse klim as julle nie gevas het nie, hoor. Dat ek hy blok verloor. Ek sê, ek vra julle, ek kan nou nie op julle huiswerk doen nie, maar ek glo vertrou julle, maar ons moet vas. En hy sê toe, en hy sê eie besigheid, my skoonseun, en hy bel my dogter, hy sê vir, weet jou pa dat ons werk? Weet jou pa dat party van ons werk vir 'n lewe? Jy weet, en ons het 'n baie goeie verhouding, hy sê net, maar dis my dit gesê, hoor. Hy sê toe die foon neersit, toe sê die Here, wie dink jy is jy om nie te vas nie? En weet jy van daai konferensie af, pastoor, die Here het gesê, jy sal nooit weer, ek, Rolf Gelwin, sal nooit weer op 'n kanse klim, as jy nie in daai week gevas het nie. Amen. Nooit weer nie. En ek wil vir jou sê, weet jy hoe moeilik is dit om op vakansie te vas? Dan lyk die snoep ons lekkerder.
En elke ou om jou braai vleis. Maar ek sal nie, pastoor, ek het by die Here gehoor, ek gaan dit oorlewer soos die Here gegee het, en vandag gaan die Here vir iemand doen. Sê gou vir die ou langs jou, hulle? Kyk vir die, nou kyk julle vir my. Hulle sal vir jou wag. Ag, jy kan die Here nou prys hoor. Hulle sal vir jou wag. Jy weet, ek hoor baie jare terug 'n mooi ding van die ark. Het julle al gewonder hoe die skilpad daar aangekom? Hy was so om van 90. En die luiperd is oor hom, en die jagluiperd is oor hom, en die leeu hardop, en hy deur is oop, hoor. Hierdie manne moet sluit, die wolke trek by mekaar, en al die goeders, en hardop, en hy skilpad sê, julle kan maar hardop, en hy deur gaan nie toe tot ek is in is nie. Come on. Jy het nou lang genoeg geglo dat jy beteken niks en hulle sê jy gaan nêrens uitkom nie en al hierdie goeders. Hierdie diens gaan nie afsluit totdat jy eers ingekom het nie. En al stomper jy in, kan iemand net die Here prys in hierdie plek? Hoor gou hierso. Psalm 23, kom ons staan gou. Ons gaan net een versie lees. Ek like dit om te staan as ons lees. Julle ken die hele Psalm 23. Amen. Wie ken Psalm 23? Hou jou aan daar. Wie ken die herder van Psalm 23? Ok. Hoor hierso. Vers 5. Hy sê, sê bykie u. Dis God, né? Bereid die tafel voor my aangesig teenoor my. Reg. U maak my hoof vet. My. Nee, man. Nee. Net omdat ons een vers lees. Ek gaan nou lees tot ek 'n smile op jou gesig kry, hoor. Hy sê, aangesig kan ek gou vra, gaan Pretoria vandag hoor ons ou kerk? Gaan hierdie mense hoor ons ou kerk? Sê vir jou langs jou beker gaan oorloop. So leeg as wat hy nou is, gaan hy oorloop. Halleluja. Nie omdat pastoor Kelvin nie is nie, maar die herder van Psalm 23 is vanmôre in hierdie plek. Amen. Julle kan maar gou sit, hoor. Hierdie kind gaan saam my kerk hou. Amen. Wys hulle hoe, hoor. Maar so, ek weet nie eintlik of ek hierdie besigheid like, jammer of vir jou probleme toe, maar. Kom ek sê gou vir jou, ek het nie amper 400 km ver gery, nie dat jy my moet like nie, hoor. Nee, ek is 41 jaar getroud met dieselfde vrou, sy is mal oor my. En ek het 5 klein kinders en hulle is mal oor oupa. En pastoor Joggies kom aan en ek like mekaar. En ek like sy vrou. My sister. Wat die Here help jy me vandag reg praat, hoor. En ek like sommer vir jou ook, hoor. Ok. Wie ek preek in die Kaap, wat ek hiermee begin, ek preek in die Kaap, en sy was die heks van afgode dienaars, en al die goedes, ek wil nou nie daarin gaan nie, maar een van die eienaardigste kommentare, en jy moet nou nie hierdie mis nie, een van die eienaardigste kommentare wat ek gekry het, ek het 'n reeks gedoen, ek dink daar was 7, ek sê ja, wie het sê vir my, hy sê jy moet pas op, dat jy nie slapende honde wakker maak nie. Het jy al 'n bankpastoor gesien? Nee, ek nie, hy. Pas op, dat jy nie slapende honde wakker maak nie, maar die Here maak aan my 'n ding oop met hierdie gees. Dis 'n gees. Ek weet Jezebel is 'n konings, maar Jezebel is in 4 plekke van die Bybel, en in Openbaring 2 is Jezebel vandag in die kerk. En Jezebel it is self-appointed. Nowhere in the Bible will you find that a man appoints a man. God appoints a man. Is ek reg? Hoor eens op. Ek wil dit gou vir jou lees, en ek glo die Here gaan vir jou bless.
Hy sê daar, met die besetene van Gadara, want ek het agtergekom, dat die vyand is agter grondgebied aan. Julle kan my hoor, né? Hy is agter grondgebied aan. Hoor gou hierso. Die besetene van Gadara, hy sê daar, daarop het hulle uitgegaan om te sien wat gebeur het. En die duivels het uitgevaar. Maar kyk nou wat sê die demone in vers 31. Hulle sê, en hulle het Jesus gesmeek. Julle ken die verhaal van die besetene van Gadara, met plus minus 6000 demone in hom gehad het. Jesus klim alleen uit die boot uit. Een man met 6000 demone. Jesus klim uit, man alleen. Jesus, ek weet nie daar oop preek, dan gaan 'n paar julle wip hoor. Dis tyd dat die kerk weer sal uitklim en sê ek in my huis, ons sal die Here dien. Hy klim alleen uit. En die eerste ding wat hulle sê, wat het ons met u te doen, o seun van die Allerhoogste God? Daai selfde duiwel wat los is in jou huis, gaan vanmôre sy knie buig, wat God sê in Romeine, vir hom sal elke knie buig en elke tong sal bely. Okay, hoor hierso. Hulle sê dit, en net daarna sê hulle, en hulle het hom gesmeek. Hoor mooi. Nie dat hy hulle sal beveel om in die onderwêreld in te gaan nie. Kyk jy nou wat hierdie pastoor sê, al die pad van KZN af. Nie eers die demone wat hel toe gaan nie. Ag, asseblief. Ag, die onderwêreld is die hel. Hulle soek wat om nie hel toe te gaan nie. En hoor wat, hulle sê, laat ons eerder in die varke gaan. Nou baie mense eet nou vandag die varkvleis hier oor dit. Maar ek sit eerder 'n vark in my bord as 'n vark in my hart. Okay. Dis ek gee dit vir jou sommer onder jou like, hoor. Hulle soek wat om nie na die onderwêreld te gaan nie. They were willing to leave the man, but not the territory. Yes. En die Here maak aan my hierdie ding oop. En die Here sê, weet jy hoe graag wat die vyand jou territory hê? Hy stel meer belang aan die gebied waar jy is. Hoekom dink jy, wanneer jy uiteindelik by 'n kerk kom, waar die gees van God beweeg, dan breek al die hel los, want hy soek jou weg in die gebied uit. Kan ek net gou iemand kry, wat sal my gaan opstaan, en vir die duivel sê, I shall not be moved in the name of Jesus Christ, sal ek nie beweeg word nie. Hoor mooi, hoor baie mooi, dit gaan oor grondgebied. En toe ek die reeks van Jezebel doen, pastoor, kom ek agter, dit gaan oor grondgebied. Nou moet ek 'n ding baie versigtig sê. Ek weet van 'n pastoor. Ek weet van 'n pastoor. Hoe die Here weet sy bure is kwaad vir hom. Wat het hy gedoen? Sy bure is kwaad vir hom. Because the more they curse him, the more God blesses him. En toe sê die buurman vir sy werker, kom ons lig die muur op. Ek wil nie, hy moet my sien nie. Toe sit hulle draad op, en hulle plant granadellas, om te rank. Is die Here goed? Want daai pastoor is mal oor granadellas. Oh my good God. En nou groei die rank op die draad, en die vrug is aan die pastoor se kant. Kom aan, kan iemand die Here prys? Halleluja, halleluja. Ek wil vir jou sê, is dit gewoon baie mooi, die vyand het slapelose nagte, omdat jy jouself bevind in 'n gebied waar die gees van die Here werk, en nou devil en hel, geen mag kan dit stop nie. Ag, die Here praat my oor hierdie grondgebied. Ek sê, Here, en dit is gewoon baie mooi, daar's 'n goue draad in daai verhaal gewees, oor
oor die besetene van Gadara en oor die Jezebel spirit en die Delilah gees, is daar 'n goue draad, wat dit gaan oor magsposisie. Pastoor, ek wil jy baie kerke kry, waar mense nie onder gesag, hulle kan net nie onder gesag staan nie. En elke keer as jy op, dan begin hy sy eie kerkie daar in sy garage. Dan moet al 16 mense op sy olie lekker sit. Daar is nie 'n kerk nie. Die Bybel sê dit is 'n sinagoge van Satan. Because God does not create out of rebellion. And the devil is a rebellious devil. Hy staan teen goeders op. En dis presies wat hierdie gees doen. Hulle soek grondgebied en hulle soek magsposisie. Hulle wil die goed reël. En daai demone, how stupid can you get? Praat met die koning van die konings. Broer, hulle hoor nie wat ek sê nie. Hulle praat met die lelie in die dale. Hulle praat met wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. En hulle soepat hom. Amen. Halleluja. En hulle buig, hulle knieë voor hom. Amen. Asseblief, stuur ons net die hel toe nie. Maar laat ons ten minste in die varke ingaan. How stupid can you get? And God gave them their wish. Hy die humor. En toe hulle alles, toe jaag hy hulle see toe. Because demons cannot swim. Jy gaan hom jaag. Hy gaan hom met my huis uit. Hy gaan hom met my hart uit. Hy gaan hom met my kinders uit jaag vanmôre. Amen. Hoor gou mooi. Luister. Is dit per toeval dat Jabes bid? Wat sê Jabes? Hy sê vermeerder my grondgebied. Hoor wat sê God vir Josua? Ek lyk vir Josua. Hy sê Josua, al die mooi goed. Hy sê oral waar jy jou voet neersit, daai grond gee ek vir jou. Weet jy wat? Weet jy hoekom in die kerk niks? Want die kerk sit en doen niks. Maar God soek 'n man en 'n vrou wat in sy straat geloof. Hy sê Here, in die gees, Here, gee U ons hierdie straat, Here. En elke duiwel, ag nee, ek is alleen. Elke duiwel wat wil manifesteer in hierdie straat sal gaan. Hierdie plek sal geseënd wees omdat ek hier bly. En die grendellas sal in jou kan groei. My Lord, my God, dit gaan oor grond. Weet jy, ek lees 'n ding wat eintlik sad is, maar eintlik baie awesome is. Hoor gou baie mooi. Sê 'n bietjie amen. Het is interessant, né, dat die Bybel sê dat Nabot het 'n wingerd gehad. Wie van julle het dit al gelees? Nabot het 'n wingerd gehad. Sê amen. Het jy dit gelees? Waar was die wingerd van Nabot? Hy was reg teen die paleis van Jezebel. Ja, dit. As God jou seën, seën hy jou in die midde van jou vyand. Hy kon daai Nabot van Israel op 17 ander plekke gee, maar hy gee die wingerd reg langs die paleis van die queen, the witch, the queen of the witches, the queen of the Baal priest. En die Here sê, kom ek wys jou hoe groei 'n wingerd, hoe seën ek jou. Weet jy wat is die probleem in die kerk? Hou op skinder van die mense wat jou nie like nie, en begin van hulle te bid, en God gaan jou seën. En God gaan vir hulle 'n stoel uittrek en sê sit en kyk hoe seën ek daai kerk. Kyk hoe seën ek hulle. Julle wil hê hulle moet toemaak. Nee, sit vyand dat jy kan sien. Oh my God. Wie van julle soek vandag dat elke duiwelse gees op sy stoel sit, dat hulle kan sien hoe dat God jou seën. Hy sien net agter jou. Hy sien agter jou kar aan die man. Ek wil nie eens jou fort hê nie.
Heerlikheid. Hy sê agter jou. Hy pastoor, hy sê agter daai klavier aan nie. Hy sê agter daai orgel aan nie. Hy soek jou grondgebied. Nee, jy snap nie. Hierdie aarde, my broer, is jy my grondgebied nie. This world is not my home. Oh my Lord. Hier is 'n aardse tentwoning. Pastoor, ek bly hierso in Boysens, Pretoria. Jy bly nie daar nie. Jy bly in die Melkweg Galaxy. Is gerieflik om vir jou adres te gee, anders verdwaal jy. Halleluja. Ek het dit woensdag aand by my bidtier genoem. Toe sê ek, weet jy hoe groot is die Melkweg Galaxy? Waar ons bly. Van hierdie punt, van die Galaxy tot daai punt. As Pastor Jochie my vandag nooi om 'n pizza by hom te kom eet. En ek moet so toe gaan, hy bly daar. En ek bly by hierdie punt. En hy kry 'n pizza. Hy moet hom maar balsem hoor. Want al gaan ek teen 185.000 myl per sekond, gaan dit my 100.000 jaar vat om by my te kom. Ag, jy sit in die slaap. En jy worry oor jou huisie. En ek worry oor my huisie. En die Here sê, man, ek het jou in 'n uitspansel gesit wat so groot is, dat al dryf jy teen hy spoete, gaan dit jou 100.000 jaar vat om by Jochie uit te kom, as hy nie aan kan bly. Hy sê, weet jy wat, dis van een plekkie wat jy ken. Jy sê, Pastor Gelman, hoekom sê jy dit? Die vyand weet wat lê vir jou voor in die nuwe Jerusalem. En hy wil jou keer om daar te kom. Ek wonder of daar iemand is wat wil opstaan en sê, I will be unstoppable. Want die vyand gaan my nie stop nie. Hy kan maak wat hy wil. Hy kan sê wat hy wil. Maar ek en my huis. Hoor mooi. Ons moet aanhou. Hier is een wat ek sien, jy klaar 100 gram verloor. Hoor gaan baie mooi. En elke keer as Jezebel op haar stoep staan, she had all the wealth, she had all the means, sy het alles. Pastoor, weet jy, hoor hierso, hoor gou wat sê Nabot. Hy sê, maar Nabot, Agab kom na hom toe, weet jy, hy was 'n sissie. Sy vrou het die shots gekos, sy het die koningskap geregeer onder hom. En weet jy wat sê hy? Hy sê, ek soek jou wingerd. Hoor wat sê Nabot. Hoor wat sê, jy moet hierdie nie mis nie, hoor. Hoor wat sê Nabot. Hy sê, mag die Here gee, dat ek my erfdeel nie vir jou sal gee nie. Nee, totdat jy verstaan, die reg wat 'n koning gehad het. Weet jy dat 'n koning van daai tyd, as hy vanoggend opstaan, en hy soek jou huis, moes jy jou huis wil gee? Kyk dit bekend in Suid-Afrika. Dit was jy weet. Hy kon enige land vat wat hy wil, sonder vergoeding. Lyk my hierdie ou lees hulle Bybels. Sonder vergoeding. Behalwe, sê gou behalwe. As die grond wat jy het 'n erfdeel is, dan kan hy hom nie vat nie. Dis kom hy kon nie kon vat nie. Jy sê, pastoor, hoekom sê jy dit? Want my erfenis is vir my mooi, halleluja. En die vyand kan dit nie vat nie. Al wat hy dit kan vat, is wanneer jy dit vir hom gee. Wow! En ons sit vas in die slaap. Eerlikheid, luister man, ek en my vrou so 'n paar jaar in die bediening, hoor, ons het 'n paar goed gesien. Maar partykeer, pastoor Jochie, laat ek nou maar bly. Partykeer as ek sien hy foon lui, sê ek my vrou, weet jy wat? Dan sê ek, I'll phone you back. Amen. Want as jy eers sê hallo, en dan sê, oh, pastoor. Die Here weet. Ek verloor 200 gram net daar. Dis nie oor die 8 pastoor nie. Dis oor die 17 jaar wat jy nog bly by 8 pastoor.
terwyl God vir jou gesê het, dat jy is die kop en nie die stert nie. Jy is nie 'n oorwinnaar nie, jy is meer as 'n oorwinnaar, deur Christus wat jou die krag gee, maar jy sê, hier is jy nie, hou op dat mense jou behandel, en weet jy, dis alright, as mense sê, jy gaan dit nie maak nie, solank jy net nie sê, ek gaan dit nie maak nie, kan die duivel daaraan niks doen nie. Almal van julle, wie 'n erfdeel by God gekry het, staan op jou voete, en sê, ek gaan dit nie weggee nie, dis myne. Dis my blydskap, dis my salwing, dis my genesing, dis my deurbraak, dis my kerk. Ag nee, kom aan ouens, iemand moet die Here prys. Amen. Hy sê daar, luister gou baie mooi. Ek lees 'n ding, en 'n lekker ding. Vir 400 jaar. Hoor wat die pastoor sê vanmôre. Vir 400 jaar lewe God se mense in slawerny. It was never God's plan. God has never intended. Weet jy, kyk gou vir my, jy moet hier nie mis nie. Baie van die goed waarin jy is, het God nie eens vir jou bestel nie. But you curse your own blessing. Jy luister na die verkeerde mense, mag ek maar reguit praat. En jy is op die verkeerde WhatsApp groepe. Kyk, iemand wat in 'n wip in die kerk en gaan, stig altyd 'n WhatsApp groep. En almal wat daar op sit, is die mense wat oor dieselfde goed kwaad is. How stupid can you get? En dan Sondagmiddag eet ons skaapbout, pampoen en pastoor Joggie. Okay, sorry, ek pastoor Roffie. Maar jy gaan nie uitloop as jy weet wat. Daai ou die rook het my geïrriteer. Ek het gekom vir dit. Maar jy sit lank genoeg in die kerk, jy doen niks, jy sê niks, jy sit net daar, tot die stoel, het al die week omgeruim met die ander stoel, hy wil nie eens meer jy moet op hom sit nie. Sê ek amen? Amen. Want weet jy wat, kyk, hulle kan jou heel week vloek by jou werk, en skel, en vir jou sê jy is niks, en dan elke Vrydag bedank jy, met jou mond. Dan kom jy by die huis en sê vir vrou, ek is klaar. Ek is klaar. Maandagoggend 5:00, dan vroetel jy weer aan die kombuis. Sê jy vrou in die kamer, nou wat maak jy? Ag, wat, ek botter maar my peanut butter broodjies, wie anders gaan van my brood maak vir lunch by die werk. Kom aan, sê amen. Halleluja. Maar dat een jou nie groet by die kerk en dan mis jy 17 dienste. Hey, jy het jou erfdeel verkoop. And you don't even know it. Want as jy die waarde ken van dit wat God vir jou gegee het, sal jy weg met jou lewe, maar jy sal dit nie vir die vyand gee nie. My broer, ek onthou jou van laas keer, en ek sê vanmôre, daar is nou een been minder. Maar jy staan nog steeds op, halleluja. He will not be silent in the night. Wie van julle ergens 'n pyn, ek wil jou sê, baie keer, weet jy wat, ek is op daai ouderdom, as hy nie seer is, is hy dood. Ja, moontlik. Wie van julle manne klim ook so in die bed uit? Hey! Halleluja. Baie keer raak hy babbel so groot, jy maak jou skoenveters in die kant vas. Kom aan nou, ons is raak oor, en die dinge gaan gebeur, maar ek het niks vir iemand in die plek, elke knie sal buig, en elke tong sal belei, en die ding, luister gou baie mooi, hou op om op 'n groep te klim, en jou demone in te trek, en hy veg die demone, en jy praat meer oor die demone, en oor die goed wat nie werk nie, ek wil vir jou sê, little is much, when God is in it, halleluja, al is daar net 'n bietjie van jou ore, maar jy, luister pastoor, ek is moeg, as jy nog een hande klap oor het, dan staan jy op jou voete, en jy maak dit nie moeite werd. Jy sê, Here, ek gee dit vir U. Ek gee dit vir God. Amen. Ag nee, maar sê met jy amen. Glory to God. Sit. Jy lyk al hoe beter hoor. Elke vorm van menswaardigheid was van hulle beroof 400 jaar. Weet jy wat is erg, pastoor Joggie? Is nie wanneer jy in 'n ding is nie, is wanneer jy in 'n ding is en jy hoef nie daar te wees nie. Amen. Ons almal gaan deur goed deur, man. Ons almal gaan deur goed deur. Maar hoor jy die pastoor vir jou sê, baie keer is die goed waar jy is. Zip jou lip.
and confuse the devil. Weet jy, ek het 'n ding baie keer gaan ek aan ons het nou 'n paar plekke wat ons kan bid. My vrou het ons een keer gesê, don't just need to pray, you need a place of prayer. Nou ons het 'n place of prayer. En my vrou het 'n prayer closet. As sy in daai kas inklim en sy maak hy deur toe, hardop al wat 'n demoon is op daai berg. Maar sy weet sy klim is dat hy kas so oopmaak. Dan gaan maak ek vir haar tee, ek vra haar vir haar niks vir my te doen nie. Net hy oormaak, sy sê so deur jou kyk, sy sê, o Here, wat wys u nou vir haar? Verstaan, die tyd dat die kerk op haarself jammer te kry en weer die binnekamer deur agter jou te sluit. En sê, Here, al gooi ek die sleutel weg, maar ek kom nie hier uit totdat ek gevoel het dat God raak my aan nie. Here, ek gaan hierdie ding nie afstaan nie. Ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Is daar iemand in hierdie kerk vanmôre wat saam met my wil erken? Daar's kere wat jy sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Ek weet dis ek en hierdie vroulik in my. Ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Here, ek bid vir my kind, hoe meer ek bid, hoe meer dwelms gebruik hy. Here, hoe meer ek bid, Here, hoe meer vloek hy. Here, hoe meer ek bid vir my man, hoe meer drink hy. Party sê nou sê hoe meer syp hy. En hoe meer drink hy. Man, weet jy wat is? Het jy 'n salfolie soos dit is so? Halleluja. Weet jy wat is my awesome? Amper gooi ek uit met hierdie goed. Hy keer, dis 'n energy drink daai. Halleluja, prys. Het jy 'n salfolie? Ja, enige salfolie. Halleluja, prys die Here, baie dankie. Kom ons gee die Here kruisieprys. Kom maar, dit sê, hier kom maar, halleluja. Prys die Here, hier kom iemand met olie. Dis jou nou, my vrou. Aitsa. Weet jy wat vrees die duiwel? 'n man en 'n vrou wat 2 die oggend met 'n bottel olie en dan 'n binnekamer ingaan en sê ek gaan nie nou die pastoor wakker bel nie. Nou sit ek in die Here en al wat 'n demoon is wat in my huis wil inkom. Ek gaan nie myself weet jy, wys my een ou wat sy omstandighede verander het omdat jy jouself jammer gekry het. Niks verander nie. Maar as jy opstaan en jy vee daai trane van jou wange af en jy sê ek het nou klaar gehuil oor hierdie dinge, maar ek gaan nie. En jy vat 'n bottel olie en jy salf jouself. Is daar iemand in hierdie plek wat 'n wonderwerk van die Here nodig het? Dan staan jy gou saam met my en sê, Here, I'm not gonna give up on my miracle. Ek gaan nie opgee my miracle nie. Ek gaan, julle kan maar weer kyk, julle beter sit maar weer. Prys die Here. Pastor Jockie is lekker met jou hier by my hoor. Prys die Here. Sê ek ja, amen. Amen. En wie wat maak die Here? Wie wat maak die Here? Hy stuur 'n voortvlugtige om 'n slawe arbeid van 400 jaar te. God never calls the qualified, he qualifies the called. Halleluja. Hy roep 'n voortvlugtige, hy's 'n moordenaar, hy's 'n hakkelaar en hy's 80 jaar oud. Amen. Is dit reg? Dis waar. Die meeste van die mense wat ek ken, rettelkamer toe op 80. En kom, ek sal môre daar wees. Nee man, kom op 80 in die wildernis uit. Hy loop so reg soos hulle nie haal. En toe hy so loop, toe sê God, nou moet ek iemand se aandag kry, en luister, en God steek 'n bos in die brand. Hey man. En toe die Here daai bos in die brand steek, met die helfte van ons sou gehardloop het, hoor. As jy is loop, jy slaat die doornbos in die brand. En weet jy, die Bybel sê, die woord sê, en God het gesien dat Moses nuuskierig was. Dis tyd dat die kerk weer nuuskierig word oor dit wat die Here vir jou gaan doen. En hy steek 'n bos aan die brand. En al wat Moses op sy mond het, is die volgende. Hy loop by 'n paleis in, as 'n voortvlugtige en 'n hakkelaar, met 'n kromstok, met 'n bos wat gebrand het, en al wat hy het, weet jou gesien? Hy sê, ek weet nie, maar hy noem homself ek is. Pastoor, ons mors so baie tyd dat God hom aan onsself moet verduidelik. Die feit dat die ek is met jou is, no weapon formed against you shall prosper, as hy met jou is. Kan 2 mense net die Here prys? Pastoor, ek gaan dit sê, want ek preek nou vanaand aan Kreeusdorp en ek het dit laas hier gesê en ek gaan dit vanaand weer daar sê. Nou gaan ek dit weer hier sê. Wie is hy? Wie daar kom uit Edom? Gaan lees Jesaja 63. Agteroorgebuig van wie sy sterkte. Hy sê, dis ek God, geweldig in die stryd. Jy verstaan nie, die ding wat jou in die nagte laat huil, het God aan die beweeg word.
En man, laat iemand aan jou raak en vat hy aan God hoor. Ag nee, kom maar ek is alleen. Ek sê jy moet weet dat God het jou lief en jou naam is in sy handpalm gegraveer. Hy sê daar, hy sê af wat ek het, is die ek is. En dan kry jy mos nou daai, wat 'n baie keer op die worship sê, daai klomp Jan Pierewits. Hy skaars in die wildernis, toe stuur hy 12 mans, om te gaan kyk, of God die waarheid gepraat het. Jo. Hulle kom na 40 dae terug. Luister, die druiwetros is so groot, die Bybel sê, hulle dra die druiwetros op draagstokke. Is omdat die druiwetrosse nie meer so lyk dat hulle vandag Hannepoortse wyn maak van hy kleintjies. Daai goed was so groot so span spekke. Een korrel. En Joshua en Caleb loop in hy draagstok. En hy onder sy korrel maak so kudoef. 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 Man, hulle is so taai van die heuning uit eet. En die guavas en die grenadillas. En die mangoes. Die goed is in hulle sakke gedruk. Dit lyk soos party mense wat eet by die kerk. Hy bring niks, my vat 7 borde huis toe. Sorry. Halleluja. Hulle gaan met niks in die man, hulle kom met 18 borde terug hoor. Hy man het dra swaar aan hy goedas. En weet jy wat 10 van hulle is soos wat 2/3 van die kerk is. Die wonderwerke gebeur. Daar staan dan nog steeds skepties oor die wonderwerke. En dan sê ons weet nie wat kan gebeur nie. Maar Joshua en Caleb sê we can take the land. Halleluja. En ek wil 'n stelling maak. Ek wil 'n stelling maak en ek gaan nou terugkom na hom toe. En weet jy wat? Die oomblik, hulle was gewoond aan mekaar en skinne stories en daai tipe dinge. Die Bybel sê dat daardie 10 die slegte gerug gaan versprei onder die hele volk. Gaan lees jou Bybel. Almal wie geluister het, het gesterf in die wildernis. Pas op na wie jy luister. Amen. Want jy sal sterf geestelik saam met daai een wat die stories dra. Maar 2 sê ons kan dit vat. En hier is my wonderlike ding. God steur hom nie aan die meerderheid wat sê dit kan nie werk nie. God soek een man in hierdie kant wat sal opstaan en sê, ek sien nou wat hier gebeur en ons gaan dit maak. Dan staan jy op jou voete, ons gaan dit maak. Het ons regtig dit een? Daar staan nog 'n paar wat sê dit kan gebeur, but we will make it. We will make it. Luister gou baie mooi. En weer, hy sê, gaan oor na die beloofde land, pastoor, en gaan kyk na die grondgebied. Amen. Of dit so vrugvol is as wat God gesê het. Wie van julle kan vandag glo, saamstem, dat God het nog nooit vir jou gelieg nie? Partykeer het jy gewonder, waar is God? Wie van julle het al gebid, dan hoor jy niks. Amen. Ek het al gepreek by 'n kerk by Middelburg, to sê God may seem silent, but God is never absent. Die feit dat God nie altyd jou terug antwoord nie, sê nie dat hy is weg van jou af nie. Partykeer as jy skryf jy toets, dan is die eksaminator doodstil. Ag, jy verstaan nie. Kyk, ek praat nie van hierdie Noordse crosses van vandag nie, hoor. Ek praat van ware Bybelskool waardeur ons nog gegaan het, pastoor, dit was erg geweest. Daai 25 en 35 punt vra en daai goeters eerlikheid. En daai jaar het ons nie bloktyd gehad op skool nie. Jy tot die laaste dag van Desember laat hulle ons gelmetjies geskiedenis skryf. Want hulle weet as jy skryf, gaan ons bank. En dan moet jy skryf, as jy nou so cross is nie, dan kom jy net deur, jy kry pak by die skool en dan pak by die huis ook. Heerlikheid. Jy stok sy alleen. Maar weet jy wat? Die beste juffrou en die beste meneer, wat met die hele jaar gelede van geskiedenis, ek het partykeer gewonder, kan ek daai meneer met 'n bord uitveer gooi, dat hy net vir 3 minute kan stil bly, maar die dag toe ek eksamen skryf, toe praat hy nie 'n woord nie, toe het hy my klaar geleer wat hy my moet leer. Ek probeer vir iemand sê, as God stil is, dan skryf jy eksamen, hoor. Hy het jou genoeg Bybel gegee, hy het jou genoeg skrif gegee, hy het jou genoeg koortjies laat sing. Partykeer moet jy maar deur dit gaan. Is daar iemand in hierdie plek wat 'n stil tyd met die Here het? Ek soek julle. Daar sê hy is bietjie stil. Jy's besig om eksamen te skryf, hoor. Maar prys die Here. He that takes you to it will take you through it. Halleluja. Kan ons die Here prys? Dit gaan oor die grondgebied. En ek sê, o Here, Here, help my om te preek. Ek wil vir jou sê, en baie keer, as God iemand, kyk vir my,
as God jou eers op sy radar gesit het. Amen. Yes. Pastoor, as God jou eers op die radar gesit het, vra vir Jona. Weet jy, ek het 'n duidelik interessante ding gehoor, pastoor, jy het dit seker gehoor, jy weet dit seker al 80 jaar, ek nie. Dat hulle tot vandag nog nooit kon bevind, watter vis het Jona aangeslik nie. 'n walvis. Wat noem dit? Plantoot, of wat noem dit? Plantoot. Hy eet mos plante. Nou, kyk precies, maar jy kry mos hy groot haie. Ja, jy kry mos hy groot haie, my skoonseun pastoor en hier, hulle duik. Hy het al op hy haai se dorsel vind, want swem hulle saam met hom. So baie groot ding, hy is amper so groot as 'n walvis. Maar hy eet nie mens nie. Weet jy wat glo ek? Pastoor, waar kry jy dit? Huisgenoot 2 vers 5, waar dink jy? Ek weet nie waar kry ek dit nie, my common sense sê. God created one fish at one specific time for a man that was on his radar. En wat jy nie sal verstaan nie, pasop, moet nooit in 'n kerk langs 'n ou sit met wie God 'n plan het nie. Hy sal die stoel onder jou uitdruk om by hy uit te kom. Dis waar. Ag nee, ek is alleen. Pas op as God met jou 'n plan is. Ek kan dit nou nie hier doen nie, want hier gaan ek my Alfa en Omega sien op die grond. Ek het dit aan 'n kerk gedoen. Maar God sal oor die banke loop. My broers het met jou 'n plan hê. En hulle sit hier so gedooi. Sal God oor hulle kom by jou uit te kom. As God jou op sy radar gesit het. Wie van jy is bly jy's op God se radar? Hallo, jy's op God se radar. Sê vir jou langs, jy begin beter lyk. Hou byt vas, jy lyk beter. Jy's op God se radar. God het 'n plan met jou. Halleluja. Jy mag dalk nie dink hy het 'n plan nie, maar God het 'n plan. En ek gaan nou by die manifestasie uitkom. That's why die oomblik toe hulle in die beloofde land ingaan, toe skrik die duiwel. Now he sends giants. Amen. Het jy geweet, if God elevates you in the spirit, the enemy will send giants. Want hy weet, jy bly nie meer by die kerk as mense jy nie groet nie. Baie mense bly maar 6 weke by die huis. U pastoor het my verjaarsdag vergeet. Kan ek gou met jou praat, pastoor? Ons wil nou vergeef, want jy is al ouer as die Nyl. Hier, ek wil die kerk toe kom, die pastoor het 6 mense agter my gegroet en my geskiep. Ek wonder wat het hy teen my. En jy mis 'n diens soos hierdie. Oor klein babietjie goedjies. Paulus sê julle sal by hierdie tyd leraars gewees het. Maar elke Sondag moet die pastore kom met die melkbotteltjie en die Vicks, want as ek nie goed genoeg vryf nie, dan gaan hulle in die kerk toe kom nie. Pastoor, ek kan iets uitspreek oor hierdie kerk. Maar elke een wat geloop het, gaan God 10 stuur. 10. Weet jy hoekom seker? Want hierdie is nie my kerk nie. Dis nie sy kerk nie. Jesus is die hoof van hierdie kerk. Halleluja. En ons weet dit nie vandag nie, pastoor. Maar hier is mense hier buite wie klaar op God se radar is. They just don't know it. Ons hou 1 jaar konferensie daar by Witpoortjie. Ons is maar tentouens, né? Ons hou 'n konferensie daar in die tent. Ons sit 'n tent op, net omdat dit lekker is. Ek het 'n groot kerk, maar ek sit 'n tent langs die kerk op. Maar so joggie, julle was een keer op daar by daai konferensie in Witpoortjie. Ons staan daai daar ou so in daai park. Ons sit 'n tent op. En onthou jy, daai tent is groter as die kerk. Jy sê 'n tent het net 'n ding. Jy sit 300 mense op 'n Sondag in die kerk en in die tent sit jy 600. Amen. As dit is van 'n tent. En ons hou kerk en terwyl ons so kerk hou, hardloop daar 'n man in van agteraf. Maar kyk hom mat. Hy het soveel oude meester en hy loop 7 spore. Hy loop soos 'n krab. Maar prys die Here, toe hy instap, toe ontmoet hy die nuwe meester. Toe sy op God se radar. Toe sy op God se radar. En weet jy wat gebeur? Ek is so groot ou daar in die kerk gehad, ou Dani. Jesus was 'n groot ou, hy was 'n groot ou. En ek wys hom. En Dani is met hom uit. Luister, ek weet nie wat al veel later was jy pastoor. Toe stap hy man so reg soos hulle in die hale aan. Ek weet nie wat het Dani gedoen nie, maar Dani het iets gedoen wat gewerk het. Hy man is so reguit. Weet jy wat sê? As jy hy vra, hy wil iets sê. Hy sê ek bly net hier om die hoek. Hy sê ek sit met die glas drank in my hand.
Hy sê, julle sing, die hemelse poort staan oop. Amen. Amen. Hy sê, julle sing, hy sê, ek raak al hoe meer kliewerig. Hy sê, julle sing, julle sing, julle sing. Hy sê, weet jy wat, die volgende oomblik, toe gooi ek hy drank uit. Hy sê, toe hardop ek in die tent, hy sê, ek het nie geweet wat om te verwag nie. En daai man sê, sy hart lewe vir die Here. Ek probeer vir jou sê, die vyand is after your territory. Maar weet jy wat, God will go to the enemy's camp. And he's going to take back what belongs to you, hallelujah. En hy haal op van hy stoep af, waar hy elke Sondag gesit het, hallelujah. Ek weet nie of die klank het beter deur die tent gaan, as deur die gebou nie, maar het slaan hy man, hallelujah, en hy ry die oude meester vir die nuwe meester, want die nuwe meester het hom op sy radar gehad. Kan iemand in die Here prys? Ek was nie van plan om het te sê nie. Kan jy by die pastoor Olwag onthou, pastoor by die Olwag, jy sal hom ken. Hy was 'n godsman gewees. Hy was 'n godsman gewees. Ek doen 'n kamp van hom daar naby Middelburg baie jare terug. Ek is 'n Botawil in die bediening. Ja, kry my maar jammer, as 'n klein plek hoor. Ek was in Botawil, was my eerste gemeente. Hulle nooi my om daar kamp te doen. Ons is daar in lang storie kort. Ek ken nie die mense nie, ek kom hou net die kamp. Soos ek 2/3 van julle nie ken nie. Man, en ek vir die Vrydag aand vat ons en ons maak die diens oop. En daar sit 'n man en 'n vrou. Hulle sit so in die middel. Was 'n lang plek, is 'n lang plek. Hulle sit so in die middel. Maar kyk, jy kan sommer nou sien. Ek krap in hierdie vrou se slaai hoor. Want sy, ek kan sommer klaar sien. As sy my nou met 'n klip van gooi, gaan sy dit nou doen. Sy gaan dit nou doen. Ek het al geleer om te koes hoor. Vir die geestelike pyle. Jy weet hy goed is. Maar in elk geval. En so daar sy en haar man uit. Ek sien hulle nie weer aand nie. Die volgende oggend, ons kerk, daar sit hulle weer. Hulle kan herres gaan in sy kamp. Dan kan net so begin vat. Toe hardop hy vrou uit. Weet jy hoe cute lyk dit as 'n vrou haai ons aan, het is haarself 'n bippel, lyk of sy speedwobble vat. Jy het al gesien? Ja. Daar gaat sy. En terwyl sy sit, ek aan nou kerk hou, sy sê, die man bly sit. Hy kry seker skamer gisterand. Was seker so 10 minute. Ek het nog nooit in my lewe gesien dat 'n vrou 'n wedren kan hardop soos daai, met high heels. Sy hardop terug in hy kerk. Terug in hy gebou. En toe sy so in die middel kom, toe tref die krag van die Heilige Gees daai vrou. En sy val tussen die twee banke. En die Here doop haar met die Heilige Gees net daar. Amen. Nee, wag. Nou getuig sy na die diens, want ek het die koekie kloof wat aan gaan. Sy sê ek moet getuig. Sy sê ons is genooi na die kamp. Sy sê ons is nie Pinkster nie. Ons ken hierdie niks. En mense het ons genooi. Dit is 'n lekker naweek. Sy sê ek het 3 borrels, my man het 2 borrels brandewyn saamgebring. Ek weet nie wat sy gedrinkie en 2 kaarte sigarette. Dis 'n lekker naweek. Sy sê toe stap ons nou gisterand daar in, toe gaan daai man soos 'n mal man daar voor, en toe skrik ek my boeglam. Sy sê ons is kamer toe en toe vat ons 'n paar stewiges. Want ons weet nie of die naweek gaan maak nie. Dis 'n feit, dis waar. Sy sê vanoggend toe is nou daar. Sy sê toe lyk ek om minder. Sy sê toe hardop ek. Sy sê ek gaan kamer toe en ek haal vir my sigaret. Sy sê gaan sit daar buite op die klip. Maar sy het vergeet sy is op God se radar. Sy sê ek sit daar op die klip. Sy sê die volgende oom hoor ek gits. Daai plek is so groot wolfhond. Daai ding is so mak soos 'n klein kykie man. En daai hond kom aangehard op hy wat daar groet. Sy sê maar jy sien net slijm en tande. Sy sê nee, daar's 'n plek waar kan hardop is terug in die kerk. Kom aan nou eens. Ek sê God weet wat hy doen hoor. Ek sê God weet wat hy doen. Sy hardop daar en sy sê pastoor. Sy sê ons het al die drank het ons uitgegooi. Sy het die Saterdag aangetyd. Sy sê ons het na die diens. Toe gaan gooi ons al die drank by die gutters af. Ons het al die sigarette gebreek. Ek wil vir jou sê luister, die duiwel soek jou op 'n grondgebied waar jy gaan agterbly. En God sê ek gaan jou uitruk vanmôre. Waar is jy? Wat sê jy? Ruk my uit. Ruk my uit, Here. Ag, kom aan man. Ruk God jou van die WhatsApp groep af. Ja. Hy kindergroepie, melkter, koeksuster groepie elke maandagoggend. Klim af! Moenie vir 'n koeksuster agterbly nie. Hier sien dan, as ek na 'n punt toe kom, iets gebeur baie besonders. Dawid sê, U berei vir my 'n tafel voor die aangesig van my teenstanders. Pastoor, hulle kan sê wat hulle wil.
Ons grootste vyande is nie altyd buite die kerk nie. Waar? Ja, baie waar. Grootste vyande sit binne in die kerk. Amos skryf, hy sê ek het gevlug vir die leeu. Ag vir die beer, toe jag die leeu my. Hy sê ek het in die huis ingevlug en toe ek in die huis kom, toe pik die adder my. Die adder is in die huis. David sê, die grootste skrywer van psalms, die grootste koning wat die Ou Testament ooit gehad het, 'n man na God se hart. Het hy droog gemaak? Wel, hy kon 'n vrou nie uitlos nie, hoor. Ek wil net hierdie goed wegvat. Hy was amper so Steve Hofmeyer. Kon hom uitlos nie. Dankie Here, die Here het hom gehelp, so okay, maar in 'n geval. Hy was 'n man wat God gesê, tel jy weer die volk. As jy die sonne, hou op, kyk hoeveel mense sit in die kerk. Pastore kan nie tel nie, ons tel die ore, die nie neuse nie. Ons maak so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ons is 300 in die kerk, al 4 om maar. Hy sê, u berei vir my 'n tafel, nie pastoor Jochie nie, nie pastoor Kelvin nie, God self doen die catering. Yeah, you don't understand. Sometimes it's good to have some enemies. Because God does not prepare a table in the midst of your friends. He prepares it in the midst of your enemies. And you're wasting so much time to try to get rid of the enemies because you make people your enemy. God is never involved in a carnal fight. He's involved in a spiritual fight. Jou probleem is nie eintjie en syntjie nie. Jou probleem is die gees wat in hulle is, wat dalk nie reg is nie. Hoor gou so, ek wil hierdie ding vir jou deurvat. Hoor gou wat gebeur. God praat met Samuel. En God sê vir Samuel, hy sê, ek wil hê dat jy moet gaan na die huis van Isai. Nou moet jy nie mis nie, hoor. Gaan na die huis van Isai. Gaan sê vir Isai dat jy berei 'n maaltyd voor. Seën sy gesin. Nooi hulle na jou huis toe. Of na 'n plek toe, ek sê na jou huis toe, na 'n plek toe. Hy sê, want ek het klaar vir my 'n koning uitgekies. Halleluja. Kyk gou vir my. Weet jy, baie mense sit op sitplekke binne in die kerk met 'n verkeerde gesindheid, terwyl God klaar iemand aan jou plek uitgekies het. Ek wil vir jou sê, nog nooit in my lewe het 'n kerk waar die gees van God werk, waar die bloed gepreek word, die wegraping gepreek word, die kruis gepreek word. So kerk het nog nooit sy deure toegemaak nie, want Jesus is die hoof van daai kerk. Ek praat nie van hierdie fly-by nights nie, maar solank as wat ons in die waarheid bly, sal die ligte brand. Amen. Daar sal 'n oralis wees. En die Here het ons al gebless. As jy oralis gaan wip, dan speel jy die sout CD's. O, Here, ons het so 'n paar keer. Weet jy, die Here het humor. Toe stuur die Here vir my blinde oralis. Prys die Here. God is awesome. Kan ons die Here aan 'n klap gee? Hoor wat gebeur. Hy sê, hier sien dan. I want to wrap this up. Hy sê, salf 'n koning. Dit gaan oor grondgebied. Wie van julle het al gevoel dat jy beteken niks in die lewe nie? Is dit ek en my broer daar agter? Partykeer my broer, sal my vrou met my sit, ons elke aand godsdienst saam obviously, en die meeste van die kere hou ons nagmaal. Dan sal ek vir haar sê, sy is die enigste vir wie ek het kan sê. Sê ek van die 41 jaar, ons is hier 42 jaar getrouwd, wat ons getrouwd is soos 31 jaar wat ons vir die Here werk. Sy was 17 toe ons getrouwd, ek het haar groot gemaak. Maar sy is die enigste een, by wie ek kan sit, en my kop op haar bors sit en sê, ek kan nie meer nie. Die ander, as jy haar losbreek, dan skinder geloof het. Dan sit ek daar, ter van die dag my gestremde dogter. Ek het
ek was so 'n paar dae, kyk, mans word mos sieker as vrouens. Selfe simptome, alles, maar kyk, ons draai elke keer by die dood om. En nou sit ek daar in my gestremde dogter. Ons hou die aand godsdienst aan die kamer, maar Jesus, maar sy vat vir haar pa. Sy sit haar hand op my kop, sy na daai ding voorval vandag gebeur, bid sy nie sy gebid nie, maar ek skrik my boeglap, maar my oë is toe die volgende oomblik het sy haar hand op my kop, maar sy werk over. Sy sê, wyk jou Satan! Sy sit haar hand op my pens, sy sê, jou gees van krankheid, los hom! Amen. Sy het seker gesien ek skrik, sy sê, staan sterk Roefie, ek wil jou help. Is dit nie awesome? Is dit nie awesome nie? Sy sê, staan net sterk, ek wil jou help, halleluja, prys die naam van die Here, as God jou op die radar het, halleluja, en die Here sê, luister, ek wil iets vanmorgen doen, hy sê, self het gou vir my koning, ek het 'n man wat ek klaar gekies het, en die Bybel sê, hy kry alles reg, saam hy kry alles reg, en kyk wat gebeur, hy sê, en toe kom, hy sê, maar, toe hulle inkom, het Eliab, nou kyk gou vir my, moenie dit mis nie. David se broers het hom gehaat, soos wat Josef se broers vir Josef gehaat het. Eliab was big time teen David, hoor. David was gekies, hierdie ouens was op die gevegsterreine, hierdie was oorlogsmanne, en die beste waarvoor David kon kwalifiseer, was om hulle brood vir hulle te vat. Is ek reg? Hy moes gou gaan en sê, luister, die skape blaar, wat gooi julle brood, eet maar lekker, hoop julle kry geld, en dan het hy weer terug, en dan sy weer terug by die skape, dis al wat David geken het, dis al wat David, met sy slingervel, en min het hulle geweet, dat sy op en af, ek like hierdie hoor, dat sy op en af hardloop, on the way, toe maak hy 'n leeu gou dood, en toe gaan hy weer verder. Ag, wie van julle het dit nie geweet nie? David het 'n leeu doodgemaak, is ek reg? Hy maak goed, hy gaan dan weer verder. Dan kyk party ouens is so besig met die dinge van die Here, die hel kan losbreek, maar hulle draf nog steeds aan. Sê jy wat jy was, maar ek in my huis, ons gaan die Here dit kom aan ouens. Ek gaan nie alleen in hierdie kerk. Hou op, dat die vleitspelers jou aandag van jou aftrek, en just keep on running, and keep on being busy. En Eliab kom en hy sê, die Here sê, moenie na sy voorkoms kyk nie. Hy sê, jy kyk na die voorkoms, ek is die kenner van die hart. Ek weet hy haat sy broer. En so kom die een verby, en die derde een, en die vierde een, en tot by die 7de een. En Samuel staan, met verleentheid, met 'n horing vol olie, and no one to anoint. En hier sê dan pastoor, yes, ek het hoor hierdie vers. Hy sê daar, Samuel sê, kyk gou vir my, ek maak klaar. Samuel staan, terwyl hy gou oor grondgebied, staan hy met die horing vol olie. Hy sê, is daar nie nog een nie? Ja. Hy kon gesê, my God, maak nie 'n fout. Hy het gesê, uit hierdie 7 seuns is daar, uit hierdie seuns, uit jou lendene Isaai, is daar 'n koning. Jy bring vir my 7 seuns. Luister gou, God is nie 'n mens dat hy so jok nie. En baie keer loop jou stroompie dood vir 'n oomblik. En hy staan daar, hoor wat sê hy, pastoor, en hierdie is vir my die awesomeste van hierdie hele gedeelte van, wat jy moet dit verstaan. As jy dit verstaan, verstaan jy Psalm 23 vers 5. Die teenstanders was nie die Filistyne nie. Die teenstanders van Dawid was sy eie bloedlyn. Amen. Die ouens wat jou die hardste veg in die kerk is kerkmense. Come on. Wie van julle het op al punt gekom waar jy gesê, Here, ek kan geen mens vertrou nie. Kan ek jou hande sien? Hou het daar. Dis die beste plek waar jy kan wees. Want ons het 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. En sy naam is Jesus Christus van Nasaret. Hoor gou baie mooi. Hoor wat sê. Hy sê, verder het Samuel en Isaai gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste, oh shame. Die minderwaardige ene. Kyk vir my, moenie mis nie. Die een aan daai kant van die spoor, hy's al een wat oor is. Raai, wat sê Samuel? Pastor, I love this.
Hy sê, gaan haal hom. Nou kyk gou vir my. En hierdie was my wonderlik. Hy het al 7 seuns in Isai, het hy eers gesalf. Is ek reg? Dawid was die enigste een, wie nie deur Samuel gesalf was, wie in die teenwoordigheid ingekom het nie. Weet jy hoekom? Dawid had his own kind of anointing. Die olie wat hulle so gesalf het, hulle het hulle so gesalf en geseën, dan kan jy maar so kom sit en eet. Nou ek was, my eerste gemeente was ek 8 jaar in die Vrystaat. Pas so was jy al in die Vrystaat in die bediening, nie was dit? Nee, nie bediening. Ek was in Botawil, daar van Nampoos. Nou daar eet jy vleis in die oggend, vleis in die middag en vleis in die aand. As jy lus is vir groente, slag jy hoender of 'n vark. Kyk, die geil loop uit jou uit. Maar as die boere jou nooi om te eet, moet jy weet, jy moet 3 dae voor het glad te eet hê. En dan as jy daar kom, elke ou moet maar sy way by die huis. Kyk, hy man lyk of hulle kerke want hulle bid oor kos. En Samuel salf al 7 seuns, but not David kom met die reuk van skaapkraal op hom. So asof, kyk, jy weet as jy dit het was. Jy weet, ek dink hy het so gekom, maar hoor wat sê Samuel. Hy sê, want ons mag nie aan die tafel gaan sit, voordat Dawid hier gekom het. Hierdie minderwaardige herdertjie, wie deur sy broers afgekyk het op hom. Die Here, Samuel sê, julle 7 manne, die geil op julle sal staan, tot hy kom. Amen. Glory. Amen. Ons gaan nie verder, ons gaan nie eet nie, ons gaan niks eet nie, ons gaan niks drink nie, totdat Dawid ingekom het. Halleluja. En dieselfde Dawid, wat die toebroodjies gedra het, toe hy inkom, hoor wat sê, die Bybel sê, toe hy inkom, toe gooi Samuel die olie. Amen. En die olie, hy sê, u maak my hoof, my, kyk ek gee nie om nie, maar partyke sê die Here, dan vat God 'n stoel vanmôre in Pretoria, en die Here sê, hulle kyk so op jou neer, as jy kom sit, ek sal hierdie diens nie afsluit, tot jy eers hier aangekom het nie. O, ek sal nie, jy is so belangrik vir my, sê die Here, ek wil hê dat jy kan have a ringside seat. En die Bybel sê, toe hy instap, toe gooi Samuel die olie op hom, en die oomblik toe die olie op hom loop, toe los die gees van die Here vir Saul. Amen. Hoekom sê ek dit? Dit gaan oor grondgebied. Pastoor, hier is die déjà vu, dan mag ek klaar. Die oomblik toe die verkenners in die beloofde land ingaan, some saw giants, others saw fruit. Amen. It's all in the mind. All in the mind. Die oomblik toe Samuel vir vir Dawid salf. Kyk jou Bybel. Samuel never appointed him as a king. He anointed him as a king. As 'n verskil. Ek het dit al baie gesê by voice clips. God used Samuel to anoint him. God used a giant to appoint him. Weer is daar reëse. Ek wil vir iemand sê in hierdie plek, wat net moeg is om moeg te wees. Wie's van julle is moeg om moeg te wees? You're tired of being tired. Jy is moeg om moeg te wees. En weet jy wat? Jy is so gewoond dat ouens van jou praat, jy glo self wat die ouens van jou sê, maar wil jy nie vanmôre kom en kom sit en sê, Here, dankie. Ek is so special, dat Rolfie gaat hierdie diens nie afsluit tot die Here my geseën het. Ons gaan nie uitstap totdat jy uit jou hou op. Kry klaar. Om jouself jammer te kry gaan jou nie help nie. Om ander te blameer gaan nie jou situasie verander nie. Iemand moet opstaan en sê, Here, is ek so special. Want die oomblik as jy hier gaan sit, gaan God die olie gooi. God gaan die olie gooi. Ek sê God gaan die olie gooi. Do Lord, do remember me. Way behind, as hy woorde op verkeerd sê. Ja, Here, moet my nie vergeet nie. En jy het nie ingestap vanmôre, en jy daar bedien het gehoor by Soulars kom uit, en daar kom die sonnetjie uit. Prys die Here.
Hy sê ons, julle sal nie sit aan die feestafel totdat Dawid ingekom het nie. Hoor ek jou vertel, dalk miskien het God die Vader gesê, God die Seun, dis feitlik tyd dat julle moet gaan haal, maar net so voor jy gaan ek jou nie stuur, totdat daai ene ingekom het nie. Kom ons sluit ons oë. Kom ons sluit ons oë. Jy het niks om aan niemand te bewys nie. Maar hier sê hierdie pastoor vandag vir jou. As jy vanmôre sê, Pastoor Kelvin, jy ken my nie, ek like dit om te preek, as ek 2/3 van die mense nie ken nie. Pastoor Jog het nie vir my gebel en gesê, daai een, dit werk nie so nie. Daai kite vlieg nie. Maar miskien het jy dalk net nodig om vanmôre op te staan en sê, Here, ek klim uit hierdie omstandighede uit. En ek glo in manifestasie, Pastoor Joggie. Ek glo, wie van julle glo in manifestasie? Waar jy vanmôre kom en sê, Here, ek klim uit hierdie ding uit. Ek klim uit, ek weet vir 'n feit. Ons sal nie aangaan, Here, tot ek daar kom sit nie. Nou wil ek iemand nooi, kom sit op hierdie stoel. Wie daar sit, daar kom 'n vrou, daar sit. Jy moet kyk rond, nee, jy moet nie nou kykie. Jy moet nou jou oë sluit. Dis is not show business. Daar sê, kom ons sluit ons oë. Kom ons sluit ons oë. En weet jy wat die beste van alles is? Ek het nie nodig om te weet wat hierdie vrou me keer nie. Sy weet wat sy doen. Kom ons staan op. Kom ons almal staan op ons voete. Sluit jou oë. Steek jou hande op. Halleluja. Pastoor, jy het daai olie gekry. Het jy olie? Is daar nie? Ek soek meer olie. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja, Jesus. Prys die Here.